Maar die duet gaan van daai kant af kom, die kwartet van die kant af, die solo sal van hier afkom. Wil julle nie ook opsit asseblief? Dit sal lekker wees. Dit sal as al geleentheid het ek dit is baie mooier as dat ek sit julle voor ek pik julle. Boergrond, oulik. Die liedere sal verskyn daar. Ek dink aan ons kan Psalm 42 sing. Dis biddag vir bejaardes. Dit lyk vir my ons moet baie sterk vanmôre bid vir die bejaardes of julle is besig om uit te sterf hierso. Psalm 42. Ons gaan Lina Spies se woorde sing. En ek dink dit is dieselfde. Kom ons sing dit hartlik saam. Ons gaan daarvan 1, 2 en 5 sing. 1, 2 en 5. Smagtend soos in dorre streke. Soos 'n hert in dorre streke, die ou gesangboek gesê, né? Kom ons sing die 3 strofes. Dan gaan ons ook Psalm 100 sing, Psalm 100. Maar ons gaan die nuwe
woorde sing, Psalm 100. Juig almal na God, tot God se lof en eer. Kom ons sing al die strofes. Erken die God en sê gesag, ek nou gesê het, dis al 'n ongelooflike gedig wat ons nou gesing het van Lina Spies, nee. Liewe land, ek het dit by die huis voorberei, maar nou toe ek het sing, toe besef ek net, ja, dit is allemaal mooi. Vertel, ons is nou baie geseend met ons taal wat so mooi speel. Al die strofes Psalm 100. Juich almal tot Gods lof. Dit het julle dan nou lustig gesing. Psalm 130, Tosie se beruiming, dis die ou lied. Ek dink hy is hier agter, as jy nou die boekie het, Psalm 130. Ja, dit is ook daarom mooi, ou vertaling, nee, uit dieptes gaan verlore met redding ver vandaan. Julle ken dit sommer uit julle kop uit. Kom ons sing die eerste en die derde strofe, soos een wat op die mure as wagter uitgestel. Ons sing vir onsself, die gelowiges wat in hierdie wêreld moet op wag bly. Ons moet op diens bly. Ons kan nie ons pos verlaat. 1 en 3, Psalm 130. Ek gaan nou maar 5:04 los, dan miskien nog later in die diens, ek sien hulle is nog wakker, dan kan ons omsing. Is dit goed is met jou, Gertrude? Goeiemôre,
Hartlik welkom, dis biddag vir bejaardes. Ek sien die een ou mens in die kerkie, so, julle lyk besonder goed. En goed aangetrek ook, moet ek sê. Dis betaal van hulle, wat selfs hulle hare gekam het, die wat nog het. Dis 'n besondere dag, eintlik in die wêreld, die biddag vir bejaardes. Maar ek gaan nog nie veel daaroor wil sê nie. Ek wil iets sê oor eers oor die teks van vanoggend. Julle het sou gesien het, die teks is die tema is geduld wat wen. Ek wil oor geduld praat. Daar's 'n ding wat julle moet weet van alle dominees wat jy glo en vertrou. Hulle preek vir hulle self. So die preek is vir my. Ek spreek so voor 'n spieël vanoggend. Dis eerlikwaar so. Want dis die een ding wat waar is vir my lewe. Ek moet eintlik baie meer geduldig word elke dag. Ek sukkel daarmee. Ja. In ons dag, in era en in ons land sukkel ek daarmee. So ek het gedink ek moet beslag vir myself preek op die dag van bejaardes, want ek is ook mos nou al 'n bejaarde, sien ek, mag dit nou al sê. As ek met geduld praat vanmôre, dit is nou nie soos die twee ou tannies wat na die preek wat die dominee gehou het oor geduld nie. Nou kom hulle by mekaar, hulle stap in die kerk en sê, die dominee daar mooi gepreek oor geduld vanoggend. Ja, sê die ander tannie, net jammer, hy 10 minute te lank gepreek. Dit geduld op alle vlakke van die lewe. Op die kleinste, die geringste. Met jou kinders en kleinkinders is dit maklik. Vir ons as oupas en oumas, want ons kan net praat oor hulle, speel met hulle en hulle bederf, dit is so. Maar in die normale lewe, as ons met ons eie partiers en met mense wat besluite ook moet neem vir ons lewe, is dit nie so maklik nie, né? Geduld. Mag die Here vir ons seën daarmee vanoggend. Die aankondigings, die synodale deuroffer is vir die bediening aan die Jode. Dominee Willie en sy belydenisklaskinders, is hulle iewers Charlie, in Sutherland het iemand gesê vanoggend, daar op 'n plaas daar. Ek het vroegoggend gebid, dat die Here vir hulle sal seën. Ek kan vir julle baie stories vertel van wonderlike goede wat op 'n belydeniskamp gebeur het. En ek is altyd verseker gewees, daar is 'n groep by die gemeente wat bid vir hulle. Ons gaan ook net oor vir hulle bid. Dat die Here vir hulle sal seën, dat kinders werklik lidmate sal word wat glo, belydende lidmate. Hulle bely dat Jesus hulle Here is. Voorbeding vir Tannie Annie Tourien wat aansterk na haar beroerte. Sy sal by die huis, sy is nie meer in die hospitaal nie, dink ek. Johan ons Koster se kleindogter wat gesondheidsprobleme is, ek het Johan vroegoggend al gesien. Die Stadskoor Tygerberg bied Sondag die 12de Oktober. Dis nou volgende Sondag om 4:00 'n konsert aan in die NG Kerk De Tyger ten bate van Chok Stichting, dit niks met sjokolade te doen nie. Dis die Childhood Cancer Foundation of South Africa. Dis 4:00 volgende Sondag in De Tyger. Hier is 'n telefoonnommer waar jy kan skakel as jy wil kontak maak. Ja, ek lees hom nou nie, want my geheue is net so vrot soos julle is. En dan die Craft Expo, is nog aan die gang tot die 20ste Oktober, sien ek ruim julle op. En ek hoor dit gaan goed met die Craft geleentheid. En ons moet maar aanhou, bid ook daarvoor. En julle moet maar vas, smeer julle bene maar aan en julle voete as jy nie meer kan staan nie, wat daar moet werk nie. Jy weet, ons het gister bazaar gehad en my vrou lê in die bed. As ons ouer raak, dan is dit nie so maklik om meer die hele dag te staan en te werk nie. Dit is nie so maklik. En as die Here vir ons bymekaar gebring het met 'n bepaalde doel, dan is die hoofdoel nie ons nie, asseblief ook nie die prediker nie. Dit is ook nie eers ons styl nie, en wat hier vanoggend gaan gebeur nie. Dan gaan dit net enkel alleen oor God. En hoor, wie is die God wat ons bymekaar gebring het vanoggend?
En die God wat nou sê, ek gaan nou persoonlik met julle verder praat. Want dis ons foto. O diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Nou wie is die God? Hoe ondeurgrondelik is u weë. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om aan iets aan ons te doen? Uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En daarop kan ons sê amen, want dit is die Here wat teenwoordig is. En dis die Here wat ons groet, sy genade, sy liefde, sy vrede, en hopelik deur sy gees ook die geduld, kom ons toe vanoggend, as hy ons groet. Kom ons staan en dan sing ons 212, 212, as 'n lofsang, kom ons sing dit hartlik saam, as die Here vir ons so by mekaar bring, 212, loof die Here, hy is goed. Ons ken dit baie goed, so ons kan maar uitsing, ons is min, ons kan die naam van die Here groot maak, met al drie die strofes. Ek is bly jy wou nog aanspeel, want dit is lekker om die Here se naam groot te maak en te eer. Kom ons raak stil in die gebed. Het is altyd moeilik om sommer nou so oor te skakel, en nou is nie maar net so 'n punt in die liturgie nie. Ons gaan nou met die Here praat. So ek gaan nou pleit dat ons baie stil sal raak, om iets te gee om aan te dink. As Jesus voor Pilatus die gouverneur verskyn, dan sê hy vir hom, hulle beskuldig jou, hoekom swyg jy? Hoekom bly jy stil? Sien jy die prentjie? En Jesus swyg. En het raak stil in die vertrek. Here, U en U voorbeeld is ons hoogste strewe.
Ons het vanoggend gekom om U te aanbid. Want U is waarlik groot. U is waarlik goed. En om so in U heilige teenwoordigheid toegelaat te word. Maar ek was baie dankbaar vanoggend en klein, nederig, maar ook opgewonde en vol afwagting. Here, ons is so afhanklik van U seën, U bewaring in ons deurmekaar wêreld. Dankie dat U, Jesus, die weg en die waarheid en die lewe is, wat ons stuur en rig. Dankie vir U woord vanoggend, wat vir ons in ons eie taal voed met die brood van die lewe. Seën ons nou, almal, wat hier sit en staan, met oop ore, met oop verstand, met oop harte. Ons bied onsself as klei in U hande, vorm ons, tot U eer. Amen. Kolossense 1, van vers 8 tot 14. Paulus sit in die tronk as hy die brief skryf, kry swaar, wel, het is moeilik, het is nie maklik om die briewe ook te skryf nie, maar met groot geduld gaan hy daarmee aan. Vanaf vers 8, ek dink die teks is daar, ja. Dit is ook Epaphras, wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom, van die dag af, dat ons van julle gehoor het, het ons nie opgehou om vir julle te bid nie. Ons vra God, dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid, dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur die goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God, wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk, en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank, dat julle wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun, wat hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Met die tema geduld wat wen, op hierdie biddag. Ek het net nou gesê, soos ons ouer word, behoort ons meer geduldig te wees, want ons het meer ervaring van die lewe, daar het baie goed met ons gebeur in die lewe, wat ons al moes iets leer. Jy stamp ons hier op in dieselfde boom, 10 keer, 9 keer is alright. Mens hou nie aan dieselfde foute maak nie, jy leer daaruit, jy word wyser. Maar daar is 'n tweede ding wat nogal werk vir ons in ons jare, en dis die groot ding, alles rondom ons verander. Ek wil nie eens jy moet teruggaan in die verlede en dinkie, maar as jy die kwant aansprong, wie van julle het nog telefone geken waar jy so nommer asseblief gedoen het? Wie, steek vir julle aan op, die helfte is allemaal wakker. Nee, waar, deesdae maak jy gewoon so. Hulle praat. Jy maak so op jou stuurwiel van jou kar en jy praat. Dis telefone vandag. Neem die ongelooflikste foto's. Ek betaal nie meer R20.000 vir 'n kamera nie. Ek betaal R20.000 vir 'n telefoon en 'n kamera.
en dan is hy eenvoudig beter as dit. As 'n goeie kamera. Maar laat ek nie op daai pad gaan nie. Alles moet verander rondom ons, dit weet ons. En ons weet ook, dit vat tyd, vriende, daaroor kan ek ook lank praat. Maar weet jy, die probleem is, ons leef in 'n tydperk van kitsoplossings. Alles moes al gister gebeur het. Daar is nie tyd vir geduldig omgaan met die ding nie. Alles moes al gebeur het. Ek het probeer 'n woord vind om dit te beskryf, maar ons het verby ons tyd geleef. Iemand sou kon sê, ons het te oud geword. Nou, ek praat nie van julle wat die voorsitter nog maar lekker vir my byjonk is. Voel jy goed nou? maar ons het verby ons tyd geleef. Ek sê dit baie keer. Daar by ons in die afdriehoort, dis moeilik vir mense wat eenvoudig net, hulle is nie meer by nie. Maar weet jy, dit is nie dat ons nie net meer by is nie, met tegnologie en al die goeders wat rondom ons gebeur nie. Die verlede haal ons dikwels in, wil ek ter inleiding nog verder sê. Ons dink baie keer nog so 30 jaar gelede, 40 jaar gelede, 50 jaar gelede. Veral as daar 'n krisis in ons lewe kom, dan leef hierdie goeders as 'n krisis by ons. As ons woord geduld hoor, ek sê dit nou tong in die kies, ek sê nie almal is so oud nie, of dan as ons geduld hoor, dan hoor ons die osse stap aan deur die stof, geduld, gedienstig, gedwee. Hoe gaan dit godsdienstig en gedwee, nee? Al jikke, al druk in die skop, nee? Hulle dra dit gedienstig, gedwee, is dit nie so nie? Zoiets. Of ons dink aan hy swaar ding, van waar is 'n lot wat so swaar soos my lot is? Onthou julle dit? Ons dink so. Ons dink so as ons die koerant lees, as ons die nuus kyk. Kom ek maak 'n belydenis. As ek die nuus gister lees in die koerant, dan vra ek, hoe die Joos kan so iets gebeur? Dit is mos nie moontlik dat iemand dit aan iemand anders doen. Hoe de hel kan dit gebeur, vra ek vir myself gestel. Dit kan ons nie gebeur nie. Mens doen ons nie dit nie. Dit is die tyd wat jou so laat voel, omdat jy nie daaraan gewoond is. Onthou jy nog ou Jan Salie? Wie van julle kan Jan Salie op die radio onthou? Nie. Herdaag sat my broer. Herdaag sat oor rampen in 'n linde. O buurman, ja, praat ek mos nou met o Willie van Klipkraal. Ag, o wolletjie sê ek nou die dag vir hom, die wêreld het daarom nou sy agterstuwe vir ons gedraai of so iets. Wat hou julle dit? Ons het gelees, ons lag. Hier sit julle my so en kyk is niks snaaks. Ek voel nie sleg hou nie. Ek dink is nog genoeg oor die inleiding. Julle hoor, stem julle daarmee saam? Het is belangrik dat ons nou moet sê ja of nee. Anders gaan ek nog. Die vraag is, hoe kan jy reg en goed lewe in 'n wêreld wat so op sy kop gekeer is vir jou? Legitieme vraag. Daar word baie gesê deur ons leiers en so baie gedoen deur ons leiers op alle terreine vandag. Staatkundig, kerklik, wat vir my nie meer sin maak nie. Glad nie meer sin maak nie. Kom ek begin met myself. Dit gaan ook oor my houding, my ingesteldheid en my optrede oor ander mense, hoe ek van hulle dink. Nee, en hoe die wêreld rondom my verander het, soos ek nou gesê het. En dit gaan daaroor dat ek met vrede maak met baie dinge, om die vrede te bewaar, om polities korrek te wees. Maar in dit alles dan vra ek vir myself, nie net as 'n dominee, as 'n kind van die Here, het die kerk nie sy profetiese stem in ons land en in die wêreld verloor?
Het dit nie in al die veranderinge by ons verbygegaan nie. Het ons dit nie verloor nie. Het ons nog 'n roeping in ons wêreld? As ons roep nie in gedrang nie. Want ons het ons op ons ou dag 'n nuwe taal aangeleer. Klomp nuwe woorde wat ons nooit geken het. Ons het nie geken van kleptokrasie. Wat 'n woord is dit? Ons ken nie van tariewe oorloë nie. Hy politiek so bedryf nie. Die Here het ons die regering aangestel. Ken nie van transformasie en onteiening in die kerk. Ons ken nie van kategoriale synodes nie. Synode wat anders glo as die res van die kerk nie. So ou man, voel ek lus om te sê, verdomp man, mens kan nie so bid. Kan nie. Hoe moet ek dink as kind van God in hierdie wêreld? En miskien, vriende, is dit die eenvoudige sleutel, kind van God wees. Want ons teks, vers 11 sê, om met geloof en geduld te volhard en die hoop nie in hierdie wêreld te verloor nie. Dis wat daar staan. Ek wil die klem net op hierdie geduld deel laat val. En nou sê ek reg aan die begin, as dit oor geduld gaan, as die Gees my nie krag gee, sal ek beswaarlik geduldig kan wees. Beswaarlik. Ek dink ons weet, geduld en moed, veral geloofs, oorwin die meeste dinge. Ek het 'n prof in kweekskool gehad wat vir my gesê het, Gert, alles wat die moeite werd is, vra geduld. Baie spreekwoorde, die Chinese het 'n baie spreekwoord, hulle sê, jy kry nie 'n hoender deur 'n eier te breek nie. Jy moet dit laat uitbroei. Geduld. Ons praat net, ek kan sê oor die lente, toe ek sê vir haar is so mooi en hare is mooi, nee. Ja, jy kan dit so ook maak as jy nou wil. Praat ons oor die lente. Jy weet, ons kan nie die lente aanjak nie. Die byreën het dit vanmôre vir ons duidelik gewys. Miskien is dit nog nie lente nie. Die natuur se geheim is geduld. Kan nie die lente probeer forceer om te kom nie. Dit is nou nog winter, die bome moet nog rus. Maar God sal dit op die regte tyd laat gebeur. Wat ek net dit ook in die begin het sê van geduld. Geduld is meer as om natuurlik net met begrip te wag en nie daaroor te kla nie. Hy element van geduld vir kind van die Here wat duidelik na vore kom, dis iets om met geloof en hoop te verduur. Ek kan 'n woord verdra ook sê, om het bietjie sagter te maak. Maar dis beslis iets om prys te gee. Om geduld as kind van die Here in die wêreld te hê. Want die doel van geduld kan ons nie net berusting wees nie. Kan ons nie nou net sê, ek kyk aan 'n pad. Steur my nie aan wat rondom my aangaan nie. Ek leef in 'n ander wêreld. Dit raak my nie aan nie. Soos holstred ek my kop in die sand nie. Kan nie so wees nie. Niks met my te doen nie. Die ideaal is van ons teks en van die Bybelse geduld, dat daar iets positiefs uit my geduldig wees moet kom in my alledaagse lewe. Ek het nou die dag, as ek dit as 'n voorbeeld kan gebruik, ek en my vrou ry vir 'n doktersafspraak vir haar, soms net Wes toe. Ons kry 'n telefoonoproep op pad soontoe en dit herinner haar aan 'n afspraak waarin ons nou op pad is en hulle onder andere sê, as jy nie binne 24 uur dit gekanselleer het nie, dan gaan jy deel wees, gaan 'n deel van die kostes van die afspraak aan by jou verhaal word. Ek ben dis doodgewoon, jy gaan deel wees van jy iets kos. Of iemand soos nou die dag maak met my 'n afspraak. Nou daag sy nie op nie. Nou sit te wag ek en ek sit te wag en ek besef 'n ding
want ek is toe al besig met die preekse voorbereiding. Dit help nie, ek begin nou top daaroor waar sy is nie. Klaar gebel, daar's geen antwoord by haar selfoon nie. Jy wil nie daaroor op top asof of jy wil nie maak of ek nou nie vir jou erns is nie. Of miskien het sy nie erns met die afspraak nie, miskien het sy nie respek vir jou tyd nie, of vir jou nie, of wat ook, nou begin jou kop ons nou werk. Dis soos hy ou wat in die middel van die nag papwiel gekry het in die Karoo. Julle het ons al die storie baie gehoor. Plaat die ding julle dat sy so terugkom, nie, klank goed. Hy ry in die Karoo en hy kry papwiel. In die middel van die Karoo, 2 uur in die nag. En hy maak die kus van die motor oop, maar die domkrag is weg. En hy besef, wat nou, hier sit hy in die middel, het is koud, het is in die middel van die winter. Maar hy sien, is 'n liggie wat brand. En hy dink al wat hy nou kan doen, hy stap aan, toe die boerslam sekere domkrag hê. En nou stap hy aan, jy weet mos nou hoe werk, en nou begin hy top op pad. Hoekom sal die boer vir hom help in die middel van die nag? Hoekom sal hy sy deur oopmaak in hierdie tyd van plaatsaanvalle? Hoekom sal gaan hy nie vies wees nie? Gaan hy vra, jong, net hoe breek jy my jackery, jy weet? Dis maar so, en hy werk homself op. Toe die boer ewe vriendelik in sy kamer as die deur van hom oopmaak, toe sê, ag, ek wil sy jack, man. Identifiseer jy dan met jou ouse kop, jouself daarin, dit pas mekaar inwerk met die goed. Jy sien, met geduld, Christelike liefdesgeduld, wil ek my positiewe ingesteldheid teenoor daai meisie wat laat gekom het, wil ek behou. Maar my tyd is ook mos nou belangrik. Ek weet, as kind van God moet ek anders optree. Die wysheid is, wees geduldig, nou moet jy mooi luister, met jouself en jou naaste. Baie van julle sal die gesegde, en die ou mense het altyd gepraat, en my daad ook jong was, tel tot 10. Nee? Tel tot 10. Onthou julle dit? Ons het gesing, wise men say, only fools rush in. Geduld. Kom tot rus in jouself en gee haar die voordeel van die twyfel, omdat jy moet weet, sy is dalk met 'n goeie rede laat. Punt is, moet nie oordeel voor die tyd nie. Moet nooit oordeel, glad nie. Want geduld, vriende, het alles te maak met 'n stuk nederigheid. Dit het te doen met wat ek net gesê het, iets wat jy moet afgee. Gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor weterigheid. Galasiërs 5 as daaroor praat, dan noem Paulus dit selfbeheersing. Een van die vrug van die gees. Dis die woord wat hy gebruik. Met ander woorde, geduldig wees is bereid om oortuig te word, al stem jy nie saam nie. Dis nogal 'n verskriklike groot ding vir my. Dis soos die ou se hond wat wegraak. En hy gaan so kry hom nie. Die ou wagter kom al die jare met hom saam, en toe hy gaan roep later aan sy bure. En hulle soek, hulle kry hom nie. Sit later aan plakate op die hele week, teen elke paal en teen elke boom, maar hulle kry die hond het weg. Uiteindelik, na 'n week, hoor hy skielik in die nag 'n tjak lê. Hy trek sy kamerjas af en hy gaan uit, en hy kom en hy sien, maar dis die ou wagter wat teruggekom het, maar hy het die hek probeer kruip en daar sit hy vas in die hek. En hy kry, ag my ou honde, en hy stap na hom toe om te hom hande uitsteek om te help die bytjie rondom. Nou, jy kan baie lank daaroor top, oor hoekom het die hond omgebyt. Ons kan lank oor gesels. Kan klomp dinge beteken nie, die boodskap is duidelik. Ek moet probeer verstaan hoekom mense iemand so knor en byt na ander mense. Ek moet probeer verstaan hoekom ander mense knor na my kant toe.
kan ek dit byvoeg? Ons omstandighede in die huidige Suid-Afrika vra dit van ons. Vra dit van ons. Kom ons maak gou. Ek het net van die spieël gepraat. Kyk gou in die spieël van jou geduld. Of van jou ongeduld. Jy kan maar sê soos jy wil. Kyk gou in die spieël. As ek terugbyt, as ek knor vir iemand anders. Kyk gou in die spieël. Kom ek sluit af. Paulus, as hy dit aanspreek, dan sê hy in die mooiste hoofstuk seker in die Bybel, 1 Korintiërs 13, dan noem hy 15 kwaliteite van die liefde. Nou wil ek julle met gou saam praat. Vanaf vers 4 sê hy, dan noem hy 15 goed. Die liefde is, begin hy mee. Is? Ja, dis al ek nog die ou vertaling. Hy staan in die 83 vertaling, die liefde is geduldig. Dan noem hy 13 ander. En dan sluit hy af met wat? Die liefde verdra alles. Julle het dit al agtergekom. Goddelike liefde, van God se kant en van my kant af, het hierdie twee hakies om. Is geduldig en verdra alles. 1 Johannes 4 sê, naaste liefde is die bewys van Gods liefde vir jou en jou liefde vir God. Geduld wat wen, vriende, is liefde wat nie gaan lê nie, maar wat vasbyt, wat volhard, wat nie hoop verloor nie opgee oor ander mense, wat dikwels knor en byt waarvan jy nie hou nie. Want dit sal met ons gebeur, want ons het ons tyd eintlik oorleef. Iemand het eendag geskryf, hy sê, die verrotting in die wêreld is die kompos waarin geloofskrag en geloofsgroei met geduld floreer. Eenvoudig gesê, slegte goed is ons geleenthede in die wêreld. Ek wil 'n beeld gebruik van Sisyphos. Jy kan hy beeldjie maar, julle ken dalk die storie van Sisyphos. Ken julle die storie? Van Sisyphos in die Griekse mitologie, wat gestraf moet word deur die gode, en sy straf is, hy moet 'n groot klip die berg oprol. Net elke keer as hy bo kom, net amper die kruin bereik, hy rol die klip terug. En dan moet hy weer begin. En dan stoot Sisyphus sy lewe lank die klip teen die berg op. Nou sê iemand, jy moet nie die storie onthou vir die nutteloosheid daarvan nie. Want wat sit nou 'n klip in die berg op te rol? Dit moes amper sê stupid. Nou gee dit gesê. Dit is nutteloos. Ek meen, maar dit moet nie daarvoor onthou word nie. Dit moet onthou word vir Sisyphos se volharding, vir sy geduld. Uit my eie lewe, ons het 21 jaar in Boesmanland in die noordooste van Namibië onder die Boesmans sendingwerk gedoen, en ons het van Verdie Weig geleer daar, om Verdie die Koen Boesmans bedien vir 18 jaar, was hy daar, hy het onder hulle gewoon, hy het die ergste goeders deurgemaak, hy het siek geworden, al die goede. Die Koen Bybel, sy naam staan daarvoor. Na 18 jaar het hy die eerste bekering gehad. Dis volharding. Jesus volhard aan die kruis vir jou en my. Dis goddelike liefde met geduld. Want hy sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis liefdesgeduld wat wen. Amen. Here, die woord is lewendig. Die woord is kragtig. En dit sny dikwels waar dit diep maak en seer maak. Waar ek myself wil beskerm en wil wegskram van dit wat U van my vra. Gee asseblief, groot asseblief, Here, die geloofsmoed vir ons.
in die volharding, om vanoggend hier op amen te sê, dat ons hierdie geduld, liefdesgeduld sal gaan leef. Asseblief maak dit vir ons as u kinders moontlik, om deur die krag van u Gees, met geduld, ag Here, meer as oorwinnaars te wees. Seën elke korrel van u saad, wat ons sal waag om te saai, dat dit sal ontkiem, en vrug sal dra na u wil en begeerte. Ons bid vir die bediening onder die Jode, hulle wat nog nie glo dat die Messias gekom het vir hulle verlossing nie. Seën dit. Bid vir Willie en sy katkesamte daar op die plaas. Laat die wil in die harte van jong mense geskied. Seën die expo. Bid vir genesing vir Tannie Hannie met haar beroerte en Johan se klein kind. Maak haar hulle kleindogter ook asseblief gesond. Raak vir hulle beide aan met u liefde. Pleit dit in die verdienste van Jesus. Amen. En as ons offers gee, Psalm 24, die aarde en alles wat daarop is, en die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Net voor jy jou hand in jou sak steek of in jou beerdjie steek, dink gou daaraan. Alles behoort aan die Here. Die Here gee vanoggend maar net vir jou in jou beursie of in jou sak iets om vir hom terug te gee. Maak van dit 'n toewydingsoomlik. Maak dit 'n gebed. Maak die gebed, Here, maak my geduldig as jy wil. Kom ons gee ons offers vir die Here. Here, ons pleit, gebied u seën oor elke sent in hierdie sakkies. Dat daar mense met die vrug daarvan tot bekering sal kom, op welke wyse ook al. Laat u wil geskied. Amen. Lied 563, aan u God my dankgesange. Wie wil ek in my danklied prys? Ek wonder of ek skryf het toe danklied. Daai aandlied kan jy maar danklied maak. As jy dit nie kan onthou nie, dan sing jy maar aandlied, dan is dit dieselfde. Kom ons staan as dit aansluit ons slotsang het al die strofes.
ek kan jou hande so uithou en die seën van die Here ontvang. Die Here sal julle seën en elkeen van julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede en sy geduld gee. Amen.